vloei in God se rigting. Ons gaan hierdie week gesels oor hierdie konsep van vloei. En dis na aanleiding van een van die navorsers oor menslike florering, naamlik Mihaly Csikszentmihalyi. En hy het 'n boek laat verskyn met 'n gelyknamige titel, naamlik Flow. Nou die gedagte van Mihaly Csikszentmihalyi is dat wanneer ons in die spasie van vloei is dit waar ons optimale betrokkenheid beleef en dit gee vir ons vreugde en vervulling. Vloei ontstaan wanneer ons vaardighede en ons passies inskakel by take wat betekenisvol is. Jy verloor byvoorbeeld heeltemal begrip van tyd as jy in daardie spasie van vloei is. Soos byvoorbeeld 'n kunstenaar wat begin skilder en dan môreoggend ontdek, ek het die hele nag deurgewerk want ek het heeltemal tred van die tyd verloor. Nou, ons het al almal hierdie ervaring van vloei, flow gehad. Elkeen van ons op ons eie unieke manier. En ons het nogal 'n goddelike riglyn om hierdie optimale betrokkenheid te leef soos dit deur Paulus dan gestel word. Ek lees in Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En ons weet almal, daar is elke dag ergens 'n goeie daad nodig. Nou ons vind vloei in hierdie roeping van God vir ons. En ons hoef nie noodwendig vloei te vind in groot goed of wat ons as menslik gesproke sien as groot goed, soos om 'n president te wees of soos om 'n unieke middel uit te vind om mense se lewens vir ewig te kan verander nie. Ons is nie almal 'n Einstein of 'n Moeder Teresa nie. Maar dink 'n oomblik na aan 'n aktiwiteit waar jy van tyd vergeet of vergeet het en op hierdie manier weer God se teenwoordigheid kan beleef in daardie doen van daardie aktiwiteit. Vir my is dit byvoorbeeld as ek mense inspireer deur toespraak of 'n kursus of 'n preek. Vir jou mag dit dalk wees om 'n ouer persoon of iemand in nood te help. En dit hoef net 'n eenvoudige taak te wees wat jy in liefde vir God doen. Wilma destyds saam met haar Bybelstudiegroep het hulle gereël dat hulle eenmaal per maand gaan na aftreeoorde en dan het hulle by die aftreeoorde die name gekry van mense wat niemand gehad het wat hulle kom besoek nie. Hulle kinders is of totaal oorsee of hulle het nie eens meer kinders of familie oor nie. En dan het hulle 'n tydjie saam met daardie persoon of persone dan gekuier. En almal van hulle teruggekom van die Bybelstudiegroep het teruggekom en gesê hoe ontsettend baie dit vir hulle beteken het. Hulle het vloei gevind in God se rigting, met ander woorde. En ons kan elkeen van ons iets doen wat die goeie is, wat vandag nodig is, om God se roeping te volg en 'n goeie daad te doen, want dan vloei ons in God se rigting. Leef geïnspireerd.